dit sal lekker wees om na tyd 'n klein bietjie mekaar beter te leer en so kom sê gerus hallo. Ek wil ook net asseblief om verskoning vra reg aan die begin vir Vaan se rugbytry wat hy vandag aangehad het. Dit was net weer eens vir ons 'n teken dat die Here se genade so groot is dat hy selfs WP ondersteuners kan red. Maar ja, ek is eintlik 'n shark, so ek moet stil bly. Vriende, baie welkom. Ek wil net voordat ons gaan bid en in daai gedeelte gaan inspring wat vir ons in die begin gelees was, wil ek net gou vinnig noem met betrekking tot volgende naweek se tussengolwe kamp en Vaan het daarna verwys en na die tyd sal ons weer sê, net om dit weer te noem, daar gaan geen dienste hier wees nie. Daar gaan egter, soos by elkeen van ons gemeentekampe, gaan ons dienste hê by die tussengolwe kamp. So ons gaan, maar dit gaan 'n klein bietjie anders te wees hierdie kamp wat nou gaan kom. Ons gaan vroeg op die Saterdagoggend gaan ons 8uur gaan ons 'n devotional tyd saam hê waar ons na God se woord gaan kyk en dan gaan ons saam bid. Ons eerste diens as dit ware waar ons lekker gaan saam sing en waar Mitch Spence vir ons gaan God se woord gaan bring, gaan eers in die middag wees 3:30. Ons gaan gegee COVID regulasies gaan ons 'n buitedienste hou, maar dit gaan lekker wees daarso in die plek waar ons het gaan dit mee goed werk en dan gaan ons ouer gewoonte op die Sondagoggend 8:30 gaan ons weer gaan ons 'n diens daar hê en ons gaan lekker saam sing en ons gaan 'n buiteligdiens hê en daar's meer as genoeg. Daar gaan ook klasse wees vir die kinders en daar's 'n klomp ander aktiwiteite ook en so ek dink daar's nog 'n klein kans vir iemand wat wil kom. Daar's nog 'n kans as jy nog nie opgeteken het nie. Kom, dit lyk asof dit 'n groot partytjie gaan wees. Ons is amper op gewone voorwaartsgetalle op hierdie stadium. So dit gaan 'n lekker tyd saam wees. Vriende, ek wil vir ons bid en dan gaan ons inspring in daai gedeelte. Ons gaan nie nou weer die gedeelte lees nie. Ons sal deur daai gedeelte gesels soos wat ons na die teksgedeelte kyk. So hou asseblief daai blaadjies byderhand. Ons gaan in 'n oomblik na dit saam kyk. Maar kom ek bid vir ons weer. Kom ons vra dat die Here nou met ons sal ontmoet en dat hy hard en duidelik, sag en duidelik met ons sal gesels deur sy woord. En so kom ons bid en vra vir sy hulp ook nou. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom na U toe vanoggend, 'n mense wat 'n groot en 'n diep honger in ons het, Here, om U te hoor praat met ons. Here, ons is 'n mense wat so vinnig is om te vergeet. Here, ons is so vinnig om perspektief te verloor. En Here, ons het so bitter nodig, Here, om deur U gevange geneem te word. En so Here, ons weet dat wanneer U woord oopgemaak word en verkondig word, Here, is die Gees aan die werk om U seën te verheerlik. En so Here, ons bid vanoggend dat U elkeen van ons wat hier is, die van ons wat by wyse van YouTube inskakel en die van ons wat hier is, Here, dat U met elkeen van ons sal ontmoet, dat U met ons sal praat, Here, dat U ons sal red en dat U ons sal aanhou red tot daardie dag wanneer Jesus gaan terugkom. Here, ons het U so nodig en ons kom na U toe met harte wat gereed is om te luister na U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het onlangs so 'n interessante brokkie inligting op afgekom. Dit is een van daai dinge wat eintlik dalk so klein bietjie voel soos nuttelose inligting, maar ek het dit baie interessant gevind. En dit het alles te doen met die oorsprong of die geskiedenis van die triespeeltjie. So 'n triespeeltjie van jou motor, fascinating geskiedenis. So die triespeeltjie, vriende, was uitgedink deur 'n ou genaamd Ray Harron in 1911. Hy was 'n Indy 500 renjaer gewees. So vir die dames hierso dalk, die Indy 500 is hierdie Amerikaanse motorwedren wat hulle hou elke jaar in Amerika. En die heel eerste een wat hulle gehou het was in 1911. Nou hoe dit gewerk het op daai stadium, en jy kan imagine hoe dit karre gelyk in 1911, maar wanneer ook al hulle hierdie wedrenne gehad het, was daar twee ouens in die motor gewees. Die ou wat bestuur en dan die ou langs hom wat die mechanic was.
En die mechanic was natuurlik daar vir as die kar sou breek, dan kan hy gou vinnig aan het werk. Maar die hoofrede vir die mechanic wat daar was, is dat hy was die ou wat heeltyd teruggekyk het. Hy het heeltyd agtertoe gekyk om te kyk wanneer dit 'n goeie tyd is vir die bestuurder om vinnig bane te verwissel en so te glip deur al die ander motors. Maar toe kom Ray Herron met 'n baie slim plan vorendag. Hy besluit toe hy gaan 'n spieël plak voor in sy kar en dan kan hy sommer net self agtertoe kyk, wat beteken hy kort nie 'n mechanic nie, wat beteken dat hy kan sy motor kan ligter wees en kan vinniger ry. En so wrintie waar het hy daai heel eerste Indy 500 toe gewen. Maar die ou, die man wat 'n paar jaar later eintlik die triespieeltjie van 'n motor toe gepatenteer het en wat gemaak het dat dit toe van daai punt af vorentoe in alle motors in is, was 'n man met die naam van Elmer Burger. En Elmer Burger het, en hierdie is nogals interessant, hy het die triespieeltjie bemark as volg. Hy het dit 'n naam gegee en 'n triespieeltjie was oorspronklik genoem The Cop Spotter. Want wat die triespieeltjie was is, en dit was hoe dit bemark was, jy kyk in die speeltjie sodat jy agter jou kan sien, sodat jy kan sien of die polisie daar is, sodat jy jouself kan gedra as hulle daar is. En dit was aanvanklik hoekom daar 'n triespieeltjie in motors ingesit was. Nou vriende, ek verwys na die oorsprong van die triespieeltjie, want ek dink dit herinner ons aan die volgende, dat alhoewel 'n triespieeltjie ons help om terug te kyk, is die primêre doel daarvan eintlik om jou te help om beter vorentoe te beweeg. Dis eintlik die punt daarvan, ja, jy kyk so 'n bietjie in jou triespieeltjie as jy reverse, maar jy kort eintlik jou triespieeltjie vir as jy op die N1 ry. Dan kan jy nie jou nek omdraai nie. En vriende, ek begin hier want net soos wat ons in ons motors nodig het om terug te kyk, ten einde behoorlik vorentoe te kan beweeg, vriende, so is dit ook in die Christen lewe. Die Christen, vriende, is iemand wat op die geloofspad van die lewe voortdurend nodig het om terug te kyk, ten einde werklik op 'n gesonde en 'n goeie en 'n veilige en 'n voorspoedige manier te kan vorentoe beweeg. Ons het nodig om terug te kyk as ons enigstens gaan vorentoe kan beweeg. En vriende, dit is wat ons oor vandag wil nadink in hierdie gedeelte van ons. Soos Dewald genoem het, maak ons vandag klaar met ons reeks genaamd Dankbaar, wat ons so vir die laaste 6 weke of wat na gekyk het. En wat ons in hierdie reeks gesien het, hierdie was die groot punt. Ons het gesien dat dankbaarheid, vriende, is 'n deug. Dankbaarheid is iets wat ontsaglik belangrik is in die lewe van gelowiges, spesifiek dankbaarheid teenoor God. En ons het gesien in die reeks van dankbaarheid teenoor God is een van die primêre maniere wat ons vir God verheerlik, maar wat dankbaarheid ook doen is in die proses verander dit jou en my. En ons het gesien dat dankbaarheid is 'n geestelike dissipline. Met ander woorde, dankbaarheid is nie net iets wat van uit die lug uit oor jou daal en val nie. Nee, dankbaarheid is iets wat geoefen moet word. En ons het die beeld gebruik van 'n boom om te sê dat dankbaarheid in ons lewens is iets wat ons moet kultiveer. En dit was dan by vandag se gedeelte, want wat ons in vandag se gedeelte wil sien, is in hierdie gedeelte in 1 Kronieke hoofstuk 16, is dat dankbaarheid word gekultiveer soos wat ek en jy terugkyk in die verlede en die Here se troue liefde wat hy aan ons betoon het, onthou. En dit is soos wat ons terugkyk en die Here se liefde en sy goedheid aan ons, sy wonderdade in die verlede onthou, dat dit vir ons dan, dat dit dankbaarheid in ons kultiveer. En so dit is wat ons nou gaan kyk in daai gedeelte. Hou julle blaadjies daar by die rand in 1 Kronieke hoofstuk 16. Net so klein bietjie konteks van net voor ons in ons hoofstuk inspring. So die 2 Ou Testament boeke, 1 en 2 Kronieke, was oorspronklik eintlik 1 boek gewees. En daai 2 wat nou 2 boeke is in ons Bybels, het regtig een groot storie.
En dit is die storie van God se goeie en sy getroue teenwoordigheid in die lewe van sy mense, die volk Israel. En reg deur 1 Kronieke en 2 Kronieke fokus al twee van daai boeke op die tempel, want die tempel is daar die plek waar God se goeie en getroue teenwoordigheid in die midde van sy mense was. Nou in ons hoofstuk 16, is die tempel nog nie gebou nie. Die tempel gaan nou net hierna, gaan die tempel gebou word deur Dawid se seun. Maar in ons gedeelte, net die verse voor, in die hoofstukke voor ons gedeelte, in hoofstuk 13 tot 15, sien ons dat Dawid besig is om dinge reg te kry vir die bou van die tempel. En so hy stuur sy manskappe uit, hoofstuk 13 tot 15, om die verbondsark te gaan haal, en om die verbondsark te bring na Jerusalem toe. En jy behoort daarso te sien in daai eerste 7 versies van ons gedeelte, word ons vertel dat hoofstuk 16 vers 1, Dawid het die manskappe geroep en gesê, bring die verbondsark hier na Jerusalem toe, bou vir ons 'n tent, en sit die ark daar binne in die tent. Nou daai tent is amper nou die voorgereg tot die tempel wat gaan kom, en so sit die ark daar binne, bou die tent, en hy roep toe al die priesters en al die leviete, en hy sê vir hulle, kom, bring offers aan God. En in ons gedeelte daarso hoofstuk 16 vers 4 tot 7, sien ons sodat Dawid beveel dan vir Asaf, hy is die hoof leviet onder al die priesters, en Dawid beveel vir Asaf om 'n band bymekaar te kry, om 'n klomp musikante te kry, en hy sê vir hulle, skryf 'n liedjie wat ons nou hier kan sing, soos wat ons saamkom as God se mense om die Here te aanbid. Skryf vir ons 'n dankseggingslied. En vriende, wat ons hier het in ons gedeelte vandag, in 1 Kronieke hoofstuk 16 vers 8 tot 36, is hierdie dankseggingslied van Dawid. En wat ek graag wil hê ons in daai gedeelte moet sien, is die volgende 3 dinge. Ek wil hê ons moet in daai lied sien 3 kenmerke van gelowiges wat dankbaar is. Okay, so dit is wat ons gaan sien in die dankseggingslied. 3 kenmerke van gelowiges wat dankbaar is. Hier is die eerste kenmerk wat ons nie moet mis nie. Vriende, dankbare gelowiges is mense wat God aanbid. Dankbare gelowiges is mense wat God waarlik aanbid. Nou ek wil nie te veel tyd hier aan spandeer nie, want dit was eintlik die groot punt wat ons in die heel eerste preek in hierdie reeks na gekyk het, maar ek wil dit wel hier noem, want dit is so prominent in hierdie lied van ons, en so kyk asseblief saam met my raak, hoe dit hier so uitstaan. Dankbaarheid, vriende, teenoor God, en jou en my aanbidding van God, kan nie van mekaar geskei word nie. Dit is die punt wat ek wil hê ons moet sien. Jy kan nie aanbidding van God en dankbaarheid teenoor God, daai 2 konsepte loop hand aan mekaar. Kyk daarso in vers 4 saam met my. In vers 4 sien ons dat die leviete was aangestel om die Here te dank en om hom te loof en te prys. Kyk aan vers 7, die volk word geroep, vers 7, om met danksegging die Here te aanbid. Sien dan raak saam met my in die lied self, vers 8 en vers 9. En ek lees dit vir ons daar, vers 8 en 9. Oh, give thanks to the Lord. Call upon his name, make known his deeds among the peoples. Sing praises to him, tell of all his wondrous works. Vers 34, heel aan die einde van die lied, soortgelyke ding. Oh, thanks to the Lord, for he is good, for his steadfast love endures forever. Dan laastens, vers 35, die volk roep uit aan die einde van die lied, ons gaan net daarna kyk, hulle roep uit tot God, red ons, hoekom? So that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Hier is die punt wat ek net wil hê ons moet verstaan. Vriende, dankbaarheid en aanbidding loop hand aan hand. Kom ons probeer daar dink aan die hand van kos. Kos is altyd 'n goeie ding om aan te dink. Pizzas, okay? Dink aan 'n pizza. Aanbidding, vriende van God. Kom ons imagine dat om vir God te aanbid, sien 'n pizza. En in hierdie pizza is daar verskillende snye van die pizza, verskillende slices.
Dit is die verskillende aspekte van ons aanbidding. En so deel van ons aanbidding van God, wanneer ek en jy God aanbid, dan is ons lofprysing is 'n aspek van ons aanbidding. En wanneer ons vir God aanbid, is danksegging 'n ander sny van die pizza. Dis 'n ander aspek van ons aanbidding. En ons skuldbelydenis, wanneer ek en jy na God toe kom, is dit 'n aspek van jou en my aanbidding van die Here. En wanneer ek en jy in gehoorsaamheid reageer op die Here se woord, dan is ons gehoorsaamheid 'n aspek van ons aanbidding. Maar vriende, hierdie is waar dankbaarheid inkom. Dankbaarheid is soos die deeg van die pizza, waarop elke aspek van jou en my aanbidding vanuit voortspruit. Ek dink dit is redelik voor die hand ligging as jy dink aan danksegging. Dink daaroor vriende, ek en jy gaan net werklik God aanbid en vir hom dankie sê deur ons lewens, wanneer daar 'n dankbaarheid in ons is, wat oorborrel in danksegging. Soortgelyk gaan ek en jy net vir God werklik loof en prys, wanneer daar 'n dankbaarheid in ons hart is vir hom. Daar's 'n diep waardering in ons wat maak dat ons vir God loof en prys. Dieselfde is waar van ons gehoorsaamheid. Wanneer ek en jy werklik gehoorsaam is aan God, nie in 'n wettiese manier nie, maar in 'n genade vervulde manier, dan is ons gehoorsaamheid ons is juis gehoorsaam aan die Here, want ons het 'n diep dankbaarheid vir wie hy is en vir wat hy vir ons gedoen het. En vriende, selfs ons skuldbelydenis, wanneer ek en jy vir God jammer sê, wanneer ek en jy van ons sondes bekeer, is dankbaarheid die ding wat ons lei tot ons sonde besef en ons skuldbelydenis. Hoor die woorde van Paulus in Romeine 2 vers 4. Paulus sê, "Don't you know that it is God's kindness that is meant to lead you to repentance?" So wat Dawid vir ons sê, dat as ek en jy bekeer, is dit God se kindness, God se goedheid, wat op die einde van die dag die ding is wat ons lei en wat ons bring op 'n punt van sonde-erkenning en van ons sonde-belydenis. Maar vriende, dit los vir jou en vir my dalk potensieel met 'n probleem. Die vraag is, wat doen ek en jy dan as ek en jy nie regtig dankbaar voel teenoor God nie? Want kom ons wees eerlik met mekaar, nee, dit gebeur baie. Daar's baie kere wanneer die lewe is net so rof en ons is net so gestres en ons is net pimpel en pers geslaan deur alles wat in die lewe gebeur. En as ons moet eerlik wees, ons voel nie dankbaar nie. Wat ons in hierdie gedeelte sien is, daar's geen ware aanbidding van God. Geen verheerliking van God wat geskei kan word van dankbaarheid nie. So wat dan as ek en jy nie dankbaar voel nie? Beteken dit dat ek en jy moet staak, ons moet ophou om vir God te aanbid? Beteken dit ek en jy moet dalk in ons aanbidding van God dit net fake tot ons dit voel? En die antwoord is nee. Die antwoord, vriende, is as ek en jy nie die dankbaarheid voel nie, dan het ons nodig om dankbaarheid te kultiveer. Want onthou, dit is 'n geestelike dissipline, dit is iets wat op tye dalk nie is soos dit moet wees nie, maar wat kan groei, wat versterk kan word, wat gekultiveer kan word. Maar hoe? Hoe kultiveer ons dankbaarheid? Dit is die tweede punt. Dis eintlik die groot punt van vandag se gedeelte. Hier is die tweede kenmerk van God se kinders. En dit is dat dankbare gelowiges, vriende, onthou God. Dankbare gelowiges is daardie mense wat vir God onthou, en dit is wat ek graag wil hê ons moet sien. Tel julle blaadjies byderhand, sien raak saam met my hoe duidelik Dawid se lied dit aan ons hier kommunikeer. Kyk saam met daar in vers 11. Vers 11 is 'n opdrag. Vers 11 sê vir jou en vir my, seek the Lord and seek his strength, seek his presence continually. En so ons word geroep om die Here se krag te soek en ons kan dit kry. Ons word geroep om die Here se teenwoordigheid na te jaag
En ek en jy kan die Here se teenwoordigheid in ons lewens bekom, maar hoe? Die antwoord is deur te onthou. Dit lê in die onthou, in die remember, waarin ek en jy God se krag en God se teenwoordigheid in die hier en nou ervaar. Kyk saam met my daarso in vers 12. Vriende, ons het nodig om te onthou, sê Dawid in sy lied vir ons. Eerstens het ons nodig om die Here se wonderdade te onthou. Ons het nodig om te stop en ons het nodig om terug te kyk oor hoe die Here in die verlede sy troue liefde aan ons betoon het. Ons het nodig om te onthou wat die Here reeds vir ons gedoen het. In vers 12 tot 13 herroep Dawid daar die belangrikste insident in die geskiedenis van Israel. Hoe God vir Israel uit Egipte uit slawerny uitkom red het. En Dawid sê vir die volk Israel, hy sê, remember, onthou hoe God ons gered het, onthou sy kragtige wonderdade. En dan gaan Dawid aan daar en hy sê vir hulle, moenie net onthou wat God gedoen het nie, maar besef wat dit van God kommunikeer. Besef wat dit sê van God. Kyk also vers 14. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Maar dit is nie al nie. Daar's 'n verdere ding wat Dawid sê, God se mense moet onthou. Nie net wat God gedoen het nie, maar ook wat God gesê het. Kyk aan vers 15. God se mense het nodig om die Here se verbond te onthou, sê Dawid. Hulle het nodig om te onthou dit wat God in die verlede gesê het. Die taal daarvan vers 15 tot 17 is God se opdrag, het hulle nodig om te onthou. Hulle het nodig om God se beloftes te onthou. Hulle het nodig om God se leringe te onthou, sê Dawid daarso. Dan wat hy in vers 18 tot 22 van hierdie lied gee vir ons, is hy herinner vir Israel aan die belangrikste insident in Israel se geskiedenis waar God se beloftes gerealiseer het. Hy herinner vir Israel hoe hulle daar in Kanaan ingekom het en hoe hulle die beloofde land ingekom het en die vyande verslaan het en so die land wat God aan hulle beloof het, bekom het. En weer eens wat Dawid daar sê, hy sê vir hulle, onthou wat God gesê het. En soos julle dit onthou, besef wie jy God is. Kyk ons in vers 25 hoe hy weer eens daar vir God beskryf. Great is the Lord and greatly to be praised, and he is to be held in awe above all gods. Vers 27, splendor and majesty are before him, strength and joy are in his place. Vriende, dit is eintlik 'n eenvoudige beginsel, nê? Die punt wat hy hier maak, en as jy stop en dink vir 'n oomblik, dan sê jy, ja, dis obvious. Dit is hoe dankbaarheid werk. Dankbaarheid is dankbaar vir iets wat iemand anderste gedoen of gesê het. Dieselfde geld wanneer ons in ons aardse verhoudings dankbaar is vir iemand. Ek is onsaglik dankbaar vir my vrou. Soos baie dankbaar teenoor Anson. As ek terugdink aan die laaste 14 jaar van ons huwelik, dan is dit storie op storie getuienis van maniere waarop sy in moeilike tye daar was vir my. Hoe sy op wonderlike maniere my gehelp het in tye. Hoe sy my bemoedig het op tye. Die laaste 14 jaar is stories van hoe sy my aanvaar het wanneer ek bietjie droog gemaak het, hoe sy my vergewe het en hoe sy deur dik en dun daar saam met my was. En soos wat ek terugkyk en ek dink oor die laaste 14 jaar en ek staan hier vandag, dan is daar dankbaarheid want ek onthou wat sy gedoen het en meer wat sy gesê het en selfs meer as dit, wat haar woorde en haar dade oor haar kommunikeer en soos wat ek kan besef en ek is in 'n verhouding met haar, dan is ek diep dankbaar. En so vriende is dit in ons verhouding met God. Ek en jy gaan net dankbaarheid vir God hê en hierdie is hoe ons groei in ons dankbaarheid vir God. Soos wat ek en jy stop en ons kyk terug en ons dink oor al die Here se wonderdade en ons reflekteer op die beloftes wat hy aan ons gemaak het. En dit is daar waar ek en jy dan die woorde van vers 34 kan sê.
Oh, give thanks to the Lord, for he is good. For his steadfast love endures forever. Julle sien vriende die rede hoekom, en dit is een van die opdragte, dit is een van die opdragte in die Bybel wat die meeste in die Bybel, Ou en Nuwe Testament is die opdrag vir God se mense om te onthou of om nie te vergeet nie. Ek wil jou uitnooi om 'n bietjie jou Bybel te gaan oopmaak en te gaan kyk hoeveel keer is daai opdrag daar vir ons in die Bybel. Onthou, 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 moenie vergeet nie, moenie vergeet nie. En die rede hoekom daai opdrag so baie is in die Ou en die Nuwe Testament, vriende, is want ons is 'n mense wat maklik vergeet. Nou, ons is almal 'n mense wat in 'n mate ly aan geestelike demensie. Geestelike Alzheimer, dit is waar van ons. Ons is maar eintlik baie soos Israel van ouds. Dit is treffend dat net nadat God vir Israel gered het uit Egipte uit, dan bring God hulle deur die Rooi See en soos hulle God se verlossing geniet. Eksodus 15 het Moses gegaan en hy het 'n lied van danksegging aan God geskryf. 'n Lied wat die volk saam gesing het. Eksodus 15 vers 2 het Israel gesing en hulle het gesê die Here is my sterkte. Die Here is my lied. Hy is my verlossing. Hy is my God en ek sal hom loof en prys. En daar Eksodus 15, net nadat God hulle gered het, sing hulle dit. Maar die skokkende ding is 20 versies later, nog steeds in Eksodus 15. Die teks sê dit is 3 dae later in die woestyn. Hulle het nie water nie. Hulle vergeet heeltemal van die wonderwerke soos wat die Here hulle gered het. En hulle begin murmureer. En in ondankbaarheid kerm en kla hulle. En vriende, dit was die storie van Israel vir 40 jaar. Vir 40 jaar in die woestyn kom die Here en hy verlos hulle keer op keer. Hy kom en hy voorsien aan hulle al hulle behoeftes. En vir 'n oomblik is hulle dankbaar en dan vergeet hulle. Hulle vergeet wat die Here gedoen het. En dan gaan hulle maar net aan met hulle murmurering. En dan kom hulle by die grens van die beloofde land. Kyk saam met my op die skerm. 40 jaar later staan Israel op die grens van die beloofde land en Moses kom en Moses waarsku die volk met die volgende woorde. Hy sê vir Israel: Only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. En vriende, die punt is soos Israel, so ook ek en jy. O vriende, ons is 'n mense wat so die Here se redding in ons lewens al ervaar het. Ons is meer bevoorreg as wat Israel ooit sou wees, want ons het God se redding in sy seun Jesus ervaar. God het in die persoon van Jesus in hierdie wêreld ingebreek en Jesus het gekom en Jesus het gekom en hy het ons van die grootste van slawedrywers afkom red, ons eie sonde en die duiwel en die dood. Jesus het gekom en hy het sy lewe neergelê, vriendin, sodat ek en jy gered kan word. En so baie van ons ken dit eerstehands. Ons het soos Israel van ouds, het ons gesien hoe die Rooi See oopmaak en ons het uitgeroep en ons was dankbaar in die Here en ons het sy naam geloof en geprys vir sy redding. Maar so vinnig dan kom ons spreekwoordelike dorre woestyn seisoen en ons vergeet. En ons vergeet hoe die Here nie net in Jesus nie, maar oor en oor in ons lewens, op soveel kere het hy gekom en hier het hy homself as getrou bewys in ons lewens en daar het hy vir ons 'n pad oopgemaak en daar het hy ons gered uit ons verknorsing uit. En vir 'n oomblik is ons opgewonde en net soos Israel vergeet ons vergeet. En vriende, so wat ek en jy nodig het om te doen is presies dit wat Dawid vir Israel roep in hierdie gedeelte. Vriende, ons het nog om te onthou. Dis 'n oorlog. Hierdie is die stryd van geloof. Die Christen is iemand wat in die triespieeltjie kyk, dag in en dag uit, en terugkyk en 'n punt daarvan maak om te sê, ek gaan onthou dit wat my God gesê het vir my, wat hy vir my beloof het, en ek gaan
aanhou terugkyk en onthou, remember alles wat my God vir my gedoen het. Dit is die stryd van geloof. Vriende, net twee maniere wat dit in praktyk vir jou en vir my kan uitspeel. Vriende, ek en jy, soos ek sê, dit is die geloofstryd. Dit is, vriende, hoekom ek en jy wil stilte tye hou. Ek sou so ver gaan om te sê dat een van die primêre redes hoekom God mense stilte tye hou elke liewe dag van hulle lewe, is sodat hulle kan stop en sodat hulle kan terugkyk. Hulle kan terugkyk oor die laaste 24 uur en sodat hulle spesifiek hulle seëninge kan tel, sodat hulle kan sien hoe die troue liefde van die Here in hulle lewe was. En vriende, dit is die rede, en ons gaan dit in die volgende reeks daarna kyk, dit is hoekom dit absoluut krities is vir ons as Godse mense, om 'n Sabbat beginsel in ons lewens te hê. Een dag uit 7 waar ons stop, waar ons fisies rus, waar ons geestelik rus, en waar ons spesifiek daarop fokus, om terug te kyk oor daardie week, en om te sien, en om dit te waardeer, en om dit met ander te deel, hoe die Here in sy troue liefde ons gered en gehou het. Vriende, dit is hoekom jy wil ten minste een keer in 'n kwartaal probeer om ergens, al is dit net vir 'n naweek of vir 'n week, 'n bietjie van 'n vakansie te vat. Dit is nie net sodat ons kan gaan fisies rus nie, dit is sodat ek en jy kan terugkyk oor die kwartaal. En sodat ek en jy kan stop en tyd kan maak om terug te kyk en om te gaan nadink oor die troue liefde van die Here in ons lewens. En vriende, dit is hoekom ons ook jaarliks dinge soos ons verjaarsdae eintlik vier. Dit is hoekom ons huweliksherdenkings wil vier. Dit is hoekom ons oujaarsdag wil vier en ander publieke vakansiedae, sodat ons geleenthede in ons lewens inbou, waar ons stop en ons kyk terug en ons onthou die troue liefde van die Here in ons lewens. En soos ons terugkyk en soos wat ons daai dinge, vriende, wat ek en jy dan wil doen, is ons wil spreekwoordelike monumente bou. Tasbare tekens in ons lewens plaas, dinge wat ons sal kan onthou, sodat ons kan nie vergeet, Jesus, maar die Here was goed vir my gewees nie. En in ons moderne wêreld is dinge soos om net foto's te neem, en jy kan dit vir mense, dit is seker nie meer fotoalbums nie, ek weet nie wat ons doen met ons foto's meer nie, maar foto's is 'n manier wat jy kan stop en sê, maar hier is herinneringe aan die Here se goedheid en sy genade en sy krag in my lewe. En 'n soortgelyk is dit natuurlik ook waar van die video's wat ons kan neem. Dit is hoekom ons as Christene wil journal. Baie Christene daar buite getuig dat om 'n joernaal te hê waarin jy daagliks of weekliks skryf die dinge wat die Here in jou lewe doen, is 'n wonderlike manier vir ons om te kan onthou wat die Here vir ons in die verlede gedoen het. Dit is hoekom ons selfs spesifieke plekke wil besoek. Ek sal dit net sê, dit is hoekom ek baie pro begrafplase is. Want ek dink dit is 'n goeie manier dat ons 'n monument kan hê waar ons nie net kan treur nie, wat ook 'n goeie ding is, maar waar ons 'n monument het waar ons kan stop en die Here kan dank vir sy troue liefde in ons lewens. Vriende, dit is 'n oorlog. Hierdie is dinge wat ek en jy moet in ons lewens inwerk, want ek en jy vergeet so maklik. En wanneer ek en jy vergeet, dan kwyn die dankbaarheid in ons harte. En wanneer die dankbaarheid in ons harte kwyn, dan affekteer dit ons aanbidding van God. Maar vriende, nie buiten vir net in ons lewens dag in en dag uit, het ek en jy natuurlik, soos ons vroeër genoem het ons nodig om te stop en terug te kyk na die grootste van reddingswerk van ons God, wat hy in sy seun Jesus aan ons betoon het. Kyk saam met my op die skerm die woorde van Efesiërs hoofstuk 2 vers 12 en vers 13. Paulus praat met ons as Christene en hy sê die volgende. Hy sê, Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were once far off
have been brought near by the blood of Christ. Vriende, dit is die evangelie. Die evangelie is die goeie nuus dat Jesus was die perfekte, die laaste versoeningsoffer. Daardie offers in die Ou Testament wat die skeiding tussen 'n sondige mense en 'n heilige God weggevat het sodat hulle in verhouding met hom kan staan. Paulus sê nie een van ons was van nature af in 'n verhouding met God nie. Maar Jesus het gekom, God se perfekte versoeningsoffer, en deur sy bloed wat gevloei het, kan ek en jou nader kom. Ons is nie meer gesepareerd van God af nie. Ons kan nou God se kinders wees. Ons is nou erfgename van al God se seëninge. En wat Paulus sê is, Christen, remember that. Maak oorlog om dit te onthou, moet dit nie vergeet nie. Dis die belangrikste ding in die lewe wat jy moet onthou. Jy het nodig om terug te kyk en jy het nodig om die Here se wonderdade, soos wat hy ons gered het in Jesus, moet jy bly onthou. Vriende, dit is een van die groot redes hoekom daar iets soos kerk is. Dit is die rede, vriende, hoekom ons Ligpunt gesinne het. Ons Ligpunt gesinne, dit is hoekom ons gereeld weekliks wil saamkom met ander gelowiges. Want ek en jy vergeet vinnig die troue liefde van die Here, en ons het ander mense nodig om ons te help om heeltyd die troue liefde van die Here te onthou, wanneer ons eie sonde of die omstandighede om ons maak dat ons dit vergeet. Vriende, dit is hoekom ons op Sondag bymekaar kom. Dit is seker die hoofrede hoekom ons op Sondag bymekaar kom. Sodat ek en jy saam met God se mense kan kom en die troue liefde van die Here aan herinner kan word. Dit is hoekom ons voor die tyd wil kom om koffie te drink en te kuier. Dit is hoekom ons liedjies saam sing. Dit is hoekom iemand hier vir ons bid. Dit is hoekom God se woord gelees en gepreek word. Dit is hoekom ons na die tyd koffie drink. Vriende, dit is die rede hoekom ons, soos ons vandag gaan doen, nagmaal gegee is en nagmaal geniet. Dit is hoekom ons die doop gegee is as die ander sakrament. Alles is daar sodat ek en jy kan onthou. Dit is sodat ander my kan help en my kan herinner aan die troue liefde van die Here, want in en van myself vergeet ek dit. En so ek het nodig om terug te kyk, en ek het julle nodig en jy het die res van ons nodig om daaraan herinner te kan word. Derdens, vriende, hier is die derde kenmerk, ons is amper daar. Die derde kenmerk van God se mense. Ons het die derde ding wat ons hierso sien is dat dankbare gelowiges is nie net mense wat God onthou nie, maar dankbare gelowiges is ook mense wat God vertrou. Kyk saam met my weer daar in die gedeelte. Kyk daar so na vers 34. As jy vers 34 in hierdie liedjie lees, dan voel dit vir ons, dit moet eintlik die einde wees van die liedjie. Dis presies dieselfde woorde as die begin van die liedjie, vers 8. Vers 8 begin met "Oh, give thanks to the Lord." In vers 34 het jy presies dieselfde woorde, "Oh, give thanks to the Lord." Maar net soos wat Dawid se lied lyk asof die vliegtuig gaan land, dan styg dit weer op daar in vers 35 met 'n smeekgebed, waar Israel uitroep en sê, "Save us, O God, of our salvation, and gather and deliver us from among the nations." En hierdie is hoekom hy nie die vliegtuig land nie, maar dan uitroep en sê, "God red ons." Hierdie is die logika. Jy sien wat Dawid besef, beide vir homself en vir God se mense, is dat 'n mense wat terugkyk en die Here se verlossing en die verlede onthou, dit doen iets aan hulle. Ja, dit gee vir hulle dankbaarheid in die Here, maar dit maak iets los in hulle harte. En soos wat hulle dan in die Here na hulle nood en hulle behoeftes kyk, dan kan hulle nie anderste as om te sê, Here, U het in die verlede my gered, ek weet U kan red, ek weet dit is U hart, ek sien hoe goed U is en hoe groot en hoe getrou U was toe. Here, doen dit asseblief nou weer, doen dit weer. Ek wonder of julle al gesien het, een van die lewensveranderende gebeurtenisse, nee, is wanneer 'n klein baba of 'n toddler die eerste keer roomys gegee word. Het jy dit al gesien gebeur? Jy sit by 'n etenstafel en die ouer maak daai rookie error wat ons almal al gemaak het en dink, ag, maar gaan net een lepeltjie roomys vir my klein babatjie gee. En as hulle daai eerste lepel gegee, dan maak hy oë so.
nee, en as dit verby. Nog, die roep die baba. En elke keer daarna, as daai wit roomysbak net uit die diepvries uitkom, dan skree die kind en hy roep uit, meer. Jy sien, hy het die good stuff geproe. Hy het die goeie goed geproe en hy wil meer hê, hy wil meer daarvan hê. En vriende, dit is hoe ons is. Dit is hoe Israel was en dit is hoe ek en jy is. 'n Mense wat die soete verlossing van die Here geproe het. Mense wat daaraan herinner is en wat dit geproe het. Dis 'n mense wat in die Here sê, Here, nog, doen dit weer. Red my meer, hou aan om dit te doen. Dit is hoe die kenmerk is van God se mense. Kan ek jou dalk vra, soos jy vandag hier so sit, kan ek jou vra, het jy al vriendin die soete redding van die Here geproe? Eerstens. Jy sien, ek dink altyd is die gevaar vir baie van ons dat ons word groot in kontekste waar ons gaan kerke toe en ons ouers vertel vir ons en die sonndagskoolonderwysers vertel van ons van die Here se redding. Maar die vraag is, vriende, is dit iets wat ek en jy eerstehands in ons lewe al geproe het? Het jy al geproe hoe soet dit is om deur die Here gered te wees? Die vraag is, hoe kan ek en jy gered word? Kyk aan vers 8 van die lied in die begin. Dit is deur die Here se naam aan te roep. Dit is soos wat ons die Here se naam aanroep wat ons gered word. Romeine 10 vers 13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Handelinge 4 vers 12, there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. En die naam daar, sê die Nuwe Testament, is die naam van Jesus. Vriende, het is soos wat ek en jy die naam van Jesus aanroep, wat ek en jy gered kan word. Het jy dit al gedoen? Kan ek jou uitnooi vandag? Hou op om te probeer jouself red. Jy kan nie jouself red nie. Ons kan nie. Ons probeer die hele tyd. Net soos Israel probeer ons. Ons kan nie onsself red nie. Jesus se naam beteken letterlik die Here red. Kan ek jou uitnooi, kom na Jesus toe. Dalk vir die eerste keer, dalk vir die hoeveelste keer, maar kom terug na hierdie Jesus toe. Hy is die een wat ons kan red. Maar ons moet dit besef. Vriende, net soos Israel wat gered was uit die Egipte uit, maar hulle was nog in die woestyn op pad na die beloofde land toe. So sê die Nuwe Testament is jou en my redding. Aan die een kant is ons reeds gered deur Jesus. Aan die ander kant, in die hier en nou word ons gered, sê die Nuwe Testament. En eendag as Jesus gaan terugkom, sal ons finaal gered word. En so wat dit beteken is dat ons gaan in ons lewens baie kere, gaan ons in ons lewens in tye wees waar ons diep bewus gaan wees in die hede van net hoe totaal behoeftig ons is. En ons gaan kyk na in die toekoms in voor ons en die toekoms gaan onseker lyk en dit gaan scary wees. En vriende, wanneer jy en ek in daai plek is hierdie wat ons moet doen. Wat ons nodig het te doen is ons moet stop en ons moet terugkyk in die triespieeltjie. Ons het nodig om die Here se reddingsdade in die verlede te onthou, want dit is soos wat ek en jy dit doen, dat dit in die hede hier nou geloof in ons wakker maak en vir ons hoop gee, soos wat ons op die onsekere pad voor ons af staar. En so ek sluit hiermee af. Ek sluit af, vriende. Sien raak hoe eindig die lied. Die lied eindig daarso in vers 35 en vers 36. Sien ons dat Dawid is oortuig dat elke persoon wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dat wanneer hulle gered word, sal dit beteken dat hulle sal dan diep dankbaar wees, weer eens dankbaar wees oor dit wat die Here gedoen het, soos hy hulle keer op keer weer het. En daai dankbaarheid, sê hy vers 36, sal lei tot verdere aanbidding van God. En so die hele lied kom full circle. En so ligpunt mag hierdie waar wees van ons. Ligpunt mag ons, soos wat ek en jy op hierdie geloofspad afgaan, mag ons mense wees wat elke liewe dag die heeltyd
in die triespieeltjie kyk, agter ons kyk en ons hou aan om onsself en mekaar te herinner aan dit wat die Here gedoen het, ons sy troue liefde wat hy aan ons betoon het. En soos wat ons bly terugkyk, wat sal gebeur is dit sal 'n dankbaarheid in ons wakker maak en dit sal vir jou en vir my goddelike krag en goddelike perspektief gee in die hede, in die midde van ons probleme. En dit sal vir ons die hoop gee dat ons die paadjie vorentoe sal kan ry tot ons eendag in die beloofde land in is. Ligpunt, dis my gebed vir ons. Mag dit waar wees. Mag dit waar wees van ons. Kom ons bid saam. Ag Vader, ons moet bely, ons moet eerlik wees, ons is so 'n vergeetagtige mense. Here, U was al so goed vir ons, soveel keer goed vir ons. Here, U het ons al op soveel maniere oortuig van die goedheid en die grootheid en die genade. En soveel kere, Here, was ons so diep bewus dat Here, daar's net een vaste rots, daar's net een redder en dit is U. Maar Here, dan so vinnig vergeet ons dit. En so Here, ons dankie, Here, dat in U woord, in U seën en deur 'n magtige maniere gee U vir ons geleenthede, Here, om aan te hou, te onthou wat U gedoen het. Ag asseblief, Here, sal U deur die Gees ons so 'n mense maak, 'n mense wat heeltyd terugkyk, sodat ons behoorlik vorentoe in die geloofspad kan aanbeweeg. Here, doen hierdie werk in ons. Here, doen dit, Here, want ons smag om 'n meer dankbare mense te wees. En ons het 'n diep begeerte om U met ons lewens te verheerlik. Ag Here, verheerlik U self deur ons lewens en verander ons in die proses, bid ons in Jesus se naam. Amen.